Daar is sekere ontmoetings wat mense lewe stilweg verander. Nie altyd dramaties nie, nie altyd met 'n groot geraas of groot emosie nie. Soms gebeur dit baie eenvoudig, 'n gesprek of 'n Bybelvers, 'n gebed of 'n lied of net 'n stil oomblik. En skielik besef jy, die Here is besig met my. In Handelinge 16 vers 14 lees ons van so 'n oomblik in Lydia se lewe. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Dit is 'n kort sin, maar 'n wêreld van genade lê daarin opgesluit. Paulus is op reis. Sy pad loop nie soos hy heeltemal beplan het nie. En Lydia is ook op 'n reis. Sy's 'n sakevrou, iemand wat verantwoordelikhede het, sy het planne, mense wat op haar staat maak. En daar langs die rivier by Filippi kruis hulle paaie rondom die woord van God. Paulus praat oor Jesus Christus en Lydia luister. Maar dan sê die skrywer Lukas iets baie belangrik. Dis nie Paulus se mooi woorde wat haar verander het nie. Dis ook nie haar eie slimheid of geestelike prestasie nie. Die Here maak haar hart oop. Wanneer God 'n hart oopmaak, begin vernuwing. Want 'n oop hart luister anders. 'n Oop hart hoor die woord, nie net as inligting nie, maar as lewe. 'n Oop hart begin weer glo, weer hoop, weer bid en weer vertrou. En dan bly dit nie net binne nie. Lydia se oop hart word 'n oop hand. Sy sê in vers 15, as julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom dan tuis in my huis. Haar geloof word gasvryheid, haar lewe word 'n ruimte verander, haar huis word 'n deur waardeur die evangelie beweeg. En dalk is dit ook wat ons nodig het. Nie net nuwe planne nie, maar nuwe harte. Nie net nuwe energie nie, maar nuwe ontvanklikheid vir God se woord en sy gees. Dallas Willard stel dit treffend, the most important thing in your life is not what you do, it is who you become. En dit is presies wat die Here doen. Hy maak ons nuut. Soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby en die nuwe het gekom. Mag die Here vandag ook jou hart oopmaak, vir sy woord, sy gees, vir sy roeping en vir die mense wat hy oor jou pad stuur. Here, maak my hart oop. Maak my hande ontvanklik en my lewe ontvanklik vir elkeen wat u oor my pad stuur. En help dat u woord en u evangelie, u goeie nuus by hulle tuis kom, sodat hulle harte ook oop sal word. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en ek wil jou aanmoedig. Gaan deel hierdie resep tot vernuwing met elkeen wat oor jou pad kom. Tot volgende keer. Totsiens.